Ons is nou hier by die viewpoint van Leba Pas. Hy lê hier. Maar soos wat dit die Detlefse se lak is, gaan ons die pas in die mis sien. En ons kyk of die mis nie wil wegtrek nie. Diana maak vir ons lekker broodjies. Varspal, varspal. Just stare at your own hands, not the hands they entwine. Ja nee, hierdie was ook nou nie eintlik ideaal nie. Ons het baie na die pas uitgesien, nog 'n rede om terug te kom. Van hier probeer ons bes om by party van die Dorslandtrekkers se gedenkplekke uit te kom. Maar daar is nie veel oor van dit nie. Uit die lig kan 'n mens nog uitmaak waar die ou plaasgrense moes wees, maar dis omtrent al. By Mpata het ons op 'n paar ou grafte en hierdie nalt afgekom. Van hier is ons terug kus toe. Die kinders verlang alweer na die see en dit is tyd om 'n bietjie te begin visvang. Ons het gehoor dat dit baie mooi is by Praia do Soba en ons wil gaan kyk. Ek ontdek 'n nuwe vrees. Ek besef vir die eerste keer ek hou nie baie van hoogtes nie. Die landskap op pad see toe is prentjie mooi, maar klipperig en met tye baie stil. Ons het 'n draai gemaak by Praia do Soba, maar daar was 'n funksie en alles was heeltemal vol. Ons beweeg toe aan na Piamba Pools. Right, ons het probeer vir die strand. Toe kom ons tot by Piamba Pools. Piamba Pools is hier onder. Jy loop met trappe daar af, teen hierdie swart rotse af. Kom jy by die poele uit. Nou nie heeltemal die strand nie. Maar dit is nogtans mooi hier so. En Joe en Tara het besluit hulle gaan vir die eerste keer 'n bietjie vis vang. Ek en my pa se eerste visvangpoging was nie juis baie suksesvol nie. So ek en Mia het bietjie gaan kyk hoe die locals dit doen. Hulle weet iets wat ons nie weet nie. As ek terugkyk op die hele toer, is hierdie kampplek onder die top 3. Nie aldag dat jy op so 'n plek kamp nie.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Vandag beweeg ons nog verder af teen die kus in die rigting van Flamingo Bay. Ons is nog steeds nie op die strand gekamp soos ons die kinders beloof het nie, en die kans hiervoor raak nou min. Ons hoop daar is 'n geleentheid iewers naby Pipas Bay. Tussen Turtle Bay en Pipas Bay sien ons 'n paar plekkies, maar gaan kyk eers hoe lyk Pipas Bay. Dit het ontaard in 'n vakansiedorpie. Hier is tot 'n teerpad. Ons gaan strand langs terug na Turtle Bay. Uiteindelik, die strandkamp waarna ons al so lank uitgesien het. 3 uur, lekker vroeg. Ons kamp hier op die strand naby Pipas Bay. Pipas Bay is nou 'n klein swak gemoed vir die locals. Ons kan nie daar kamp nie, daar soos walvisbaaiers wat die visvang het. Wat vir ons gesê het, hierdie is 'n lekker visvangspot. En lyk dit nou nie so nie, maar hier is een van die skoonste plekkies langs die strand wat ons kon kry. Daar het 'n swemgat gekry. Middagete. Hier agter ons windseil by Pipas Bay. Ja, waar het papa die bad boy uitgegrawe? By die visvangwinkel, kind. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Wat meer kan 'n mens voorvra? 'n Visie sal nie sleg wees nie. And love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Tog so naby, maar tog so ver. Ek en my pa het aanhou probeer tot sonsonder, sonder enige geluk. Vinnige draai deur na Miep, voor ons die laaste entjie ry na Flamingo Bay. Ons kampplek hier by vanaand is Flamingo Lodge.
Detlef se gee glad nie om hom onder die sterre te slaap, solank dit net 5 is. Vanaand het ons 5 sterre. Diana op haar gelukkigste, wanneer sy kan wasgoed was. Dis Lieks. 2 drade vanaand, 2 drade. Gaan jy handdoek ook was? Dis die eerste keer wie jy daar handdoek op 'n trip was. Ja. Alles kry kans om bietjie droog te word. Hier lê die girls. Tara het vanoggend opgestaan met 'n baie hoë koors en 'n seer keel. Ons hoop maar dit is nie te ernstig nie. Vanoggend is Tara glad nie beter nie. Na ons met Hannes van Flamingo gesels het, besluit ons om haar eerder kliniek toe te vat. Om te sê die kliniek het ons verras, is liggies gestel. Ons het 'n regte Afrika kliniek verwag en 'n privaat hospitaal ondervinding gekry. Daar voel jy? Is die duimpie so of so? So. Sien. Ons wou net seker maak dat dit nie dalk 'n vreemde virus is nie, maar dit is gelukkig net 'n keelinfeksie. Jy weet, But no is just is swollen. Ja. Met die regte medisyne gaan sy sommer gou weer beter voel. Ons is weg uit Namieb met 'n sak vol medisyne en lekker vars paal. Tara het iets gedrink vir die koors, so sy gaan lekker slaap en ons gaan die area 'n bietjie verken. Varspau. En hier lê die pasiënt met pauw in die hand. Ga jy daai broodjie eet? Is jy honger vir hom? Hoe voel jy, my liefie? Moeg. En jou stem is al terug. Praat bietjie laat ek hoor. Ons eerste stop was by die Colinas. Hierdie sand- en rotsformasies is oor die jare deur die wind en die weer gevorm. Van hierdie formasies is tot 25 meter hoog. Die Colinas is 'n indrukwekkende plek.
Volgende keer sal ons 'n aand hier moet kamp. Hierna is ons verder tot by Lake Arco. Arco vertaal in Afrikaans beteken boog en die Varswatermeer het sy naam van die sandsteenboog wat jy hier sien gekry. Lake Arco, water vir die eerste keer in 8 jaar. Nogals lekker om hier te wees. Kyk hier so. Daai skulpie. Kyk hier so. Nog 'n pragtige plek wat ons kan afmerk. Voor ons ry, net gou weer 'n foto vir die oulike kinders wat vir Tara opgepas het terwyl ons weg was. Volgende maak ons 'n draai by die Kibaanse loopgrawe. Nou Kibaanse, neem maar aan die kaarte sê so Kibaanse bankers loopgrawe. Dink die man het elke aand uitgeëet, uit blikke uit. Ons laaste stop is by die Reuse Welwitschia. Ek voel darm al heel wat beter. Tyd om oujaarsaand by Flamingo te vier. Hannes bederf ons met 'n reuse oester. Moet ons dalk net 'n blikkie hier sit? Wag vir die bottel wyn. Ja. Dis 'n oester so groot soos 'n bottel wyn. Hoorie so jy sê daai ene, Nee, die Angolese een is Angolese een is hoeveel persent? 40, En hierdie een is? 43, En daai een is 700. en die ander is 700. Dit was vir ons 'n groot verrassing toe ons sien Hardus en Anet het ook die ou jaar hier kom deurbring. Dit was 'n lekker kuier. In die volgende episode vang ons ernstig vis. Die landskappe word nou al hoe meer bekend. Ons beleef 'n hartseer oomblik tussen twee stukkende karre en besoek nog 'n waterval. Ons slaap onder die sterre.